Goeiemôre broers en susters. Gaan dit goed met julle? Is julle in oorwinning? Ek dink ek gaan nie aankondigings later doen, want jy het mos altyd hierdie laatkommers. Ons gee hulle kans om in te kom en ons gaan lekker die Here se naam groot maak. Is jy opgewonde oor die Here? Kom, laat ek net die hande sien. As mens opgewonde is oor God en is jy opgewonde om jou God te ontmoet, dan gaan jy hom vind vandag, nê? Want mense wil kom en net kom sit en dan maar net uitstap weer. Maar as jy kom en jouself gee vanmôre en sê ek wil God loof en prys met alles in my binneste, sal jy hier uit hardloop, nie uitstap nie. Jy sal in die Here jubel en juig, nê? Wil jy dit doen? Amen. Kom ons gaan staan en dan gaan ons die Here se naam aanroep vanmôre. Daar sê, kom ons raak rustig en dan gaan ons die Here se naam aanroep. Hoe wonderlik en groot is ons God. Ons wil U eer vanmôre want ons weet ons aanbid 'n lewende God. Ons is nie hier vandag om 'n beeldjie of 'n baaltjie of 'n dingetjie te aanbid nie. Ons is hier om die skepper van hemel en aarde te aanbid. En ons wil dit doen met alles wat in ons binneste is. En daarom bid ek vanmôre, Here, dat U sal ontvang die lofoffer van U kinders. Dat dit vir U welbehaaglik sal wees, dat dit sal opstyg en 'n welriekende geur vir U sal wees. In die wonderbare naam van Jesus, ontvang ons lof aan U en laat dit in die heerlikheid van die Here gesien en ervaar word. In Jesus se kosbare naam. En die kerk van die Here sê, Amen. Amen. Ons gaan die Here se naam groot maak. Ons wag op U vir die offerandes en tiendes aan die werk van die Here en ons maak die Here se naam groot. I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the altar a sign and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice, shine like the sun in all of His brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave.
Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is the failing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. He's coming on the clouds, kings and kingdoms will bow down. Every chain will break, is broken as declare His praise. Who can stop the Lord Almighty? Our God is alive, the Lion of Judah is roaring in power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Open up the gate, make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. Who can stop the Lord Almighty? Our God is alive, the Lion of Judah is roaring in power, is fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Our God is the Lion of Judah is roaring in power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Is roaring in power and fighting our battles.
bow before Him. Every knee will bow before Him. Every knee will bow before Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We glorify you. Yes, thank you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your ways. Forever I love you, forever I stand. And nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise
You are here. You are turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are working miracles. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all. Jesus, a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. You are the waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Waymaker, oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. 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 Hallelujah. Hallelujah, Lord. Jesus. Jesus.
Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story. This is my song. Praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail. I saw the Lord, He heard, He answered. I saw the Lord, He heard, He answered. I saw the Lord, He heard, He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, He heard, He answered. I saw the Lord, He heard, He answered. I saw the Lord, He heard, He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, He heard, He answered. I saw the Lord, He heard, He answered. I saw the Lord, He heard, He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail. I trust in God, my Savior.
sought the Lord, He heard, He answered. I sought the Lord, He heard, He answered. I sought the Lord, He heard, He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, He heard, He answered. I sought the Lord, He heard, He answered. I sought the Lord, He heard, He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail. I trust in God. I trust in God. Sê vir hom, u vertrou hom. Sê vir hom, u vertrou hom. I trust in God. I trust in you, Lord. I trust in you. Hallelujah. I trust in God. 2,5 maande terug toe sê die dokter vir my, ek gaan nooit weer hierdie arm in die lug op kan steek nie. Ek val van 'n leer af, ek breek my skouer, ek breek my ribbes, ek breek my arm en hy sê vir my, hierdie arm van jou gaan nie weer reg werk nie. Vanmôre steek ek hierdie arm op om die Here te vereer. 2,5 maande later, my God doen enige ding. By my God is enige ding moontlik, halleluja. En as u hom vertrou vanmôre, weet dit, hy is die God van die bo-natuurlike, hy is die God van die onvoorsiene, hy is die God wat lewe blaas waar daar nie lewe is nie, hy is die God van die lig, halleluja. Kan ons hom net 'n bietjie prys vanmôre? Ons eer die naam, Here. We trust you, God. We love you, Lord. We worship you. We worship you. We worship you. I trust in God, oh my Savior, the one who will never fail. Rabon, I worship you, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior. We love you, Lord. We worship you. You never fail. I trust in God. I trust in God. Ek wil hê jy moet 'n openlike verklaring maak vanmôre. I trust in God. I trust in your word this morning, Lord, that you will change people this morning. Dat die mense se gedagtes rondom u sal laat so raak dat hulle weet wie u is.
Ek bid dat saad in ons gedagtes geplant word deur die Heilige Gees. Openbarings waarin God verheerlik word in hierdie môre. In die wonderbare naam van Jesus. Halleluja. Kan ons sê halleluja? Ons eer U, Here, want U is waardig om geprys te word. Loof die naam van Jesus. U kan die sitplekke neem. Halleluja. Oh man, it's a stirring in my gees. It's a stirring in my gees. Hallelujah. Worthy is the King of Kings and Lord of Lords. He is wonderbaar. Oh. Sal jy vir my? Baie dankie. I trust in God. Halleluja, baie dankie. Baie dankie. Wie's opgewonde oor sy woord? Halleluja. Wie's opgewonde oor die God? Yes, Lord. 2,5 maande gelede, toe sê 'n ortopeed vir my, en 'n baie dierbare mens, 'n baie dierbare Jood, sê vir my, Alwyn, jy moet hierdie operasie kry, anders gaan jy gaan nie die gebruik in jou arm weer hê nie. En my skoonsister, my broer se vrou bel my, sy sê vir my, Alwyn, ek voel onrustig oor daai operasie, ek wil nie hê met daai operasie vat nie, maar toe het sy net bevestig wat die Here in my gees gesit het, en ek sê vir die ortopeed, net om 'n lang storie kort te maak, ek sê vir hom, dokter, ek ervaar in my hart, my God gaan my genees. En ek gaan nie die operasie vat nie. En hy sê vir my, Alwyn, dis jou keuse, maar ek sê jou net, jy gaan nie hierdie arm van jou weer kan gebruik nie. En ek sê vir hom, dokter, kan ek jou iets vra? Glo jy in God? Hy sê vir my, nee, ek glo in die wetenskap. Ek sê vir hom, nou as ek in 3 maande na jou toe terugkom en my arm werk, sal jy glo in my God. Toe sê hy vir my, laat ons maar weer daaroor praat. So ek moet nou oor 3 maande moet ek nou weer met hom gaan praat. En vir hom wys die arm wat hy gesê het ek nooit weer voor God sal opsteek nie, steek ek voor hom op. En ek loof en eer die wonderbare naam van die Here. Die Here, kom al die lof en eer en aanbidding toe. Loof die Here. Ek praat met u vanmôre oor God openbarings is God se krag in werking in ons. God's revelations. Want daar's iets wat u moet verstaan oor die woord van die Here. Die woord van die Here in Logos is geskrewe woorde wat as die Gees van God nie daaroor blaas nie die betekenis het as wanneer dit rema word nie. Wanneer dit openbarings vir u word nie. En nou baie mense lees die woord en is vir hulle bly vir hulle logos, so hulle kry nooit die openbarings van God se woord nie, en dan kan hulle nie verstaan hoekom hulle nie in die oorwinnings van God beweeg nie. So jy moet die woord van die Here lees met die Heilige Gees, soek lig wat vir jou revelation gee. En wanneer jy revelation kry, begin dit jou so opgewonde maak dat jy 'n marathon wil hardloop al het jy nie geoefen nie. Ja, okay. Nou, vanmôre wil ek eers net 2 gedeeltes met u deel, net 2 stukke woord, om net vir u gou te sê, wat het God bedoel vir ons? En die eerste woord is in Jesaja 59 vers 21, wat my aangaan, dit is my verbond, hulle sê die Here, my gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos, en uit die mond van die kroos van jou kroos, soos die Here van nou af tot in ewigheid nie. Ek ervaar dit in my familie. Ek ervaar, en ek glo my skoonpa ervaar dit in die tannie saam met ons, dat die Here vir ons, die kroos se kroos,
begin geseëndes van die Allerhoogste word. Ek sien dit in my kleinkinders, ek sien hoe hulle begin beweeg, hoe hulle opgewonde is, hoe hulle die Here begin verheerlik, en ek spreek oor hulle revelation. Ek spreek openbaring oor my hele familie, en ek spreek openbaring vanmôre oor my kerkfamilie, dat die Here in u 'n revelation sal word. Nou gou, kom ons lees gou die volgende ene. Deuteronomium 29 vers 29. Die verborgde dinge. Nou, daar was 'n tyd, eintlik die hele Ou Testament was daar nou en dan verborgenhede wat geopenbaar is. Jy het dit seker gesien, dit sou geopenbaar geword het aan profete of so. Maar daar was baie verborgenhede in die Ou Testament. Wat beteken verborgenhede? Dit is nie bekend aan ons wat dit beteken nie. Dit is eintlik soos iets wat weggesteek is dit reg so? Maar nou kom die woord en hy sê verborgende dinge is vir die Here ons God. So die Here weet van alles wat verborge is. Kan ek 'n ja en 'n amen kry daar? God weet alles. So God weet van elke geheimpie, elke dingetjie wat weggesteek is op hierdie aardbol. Selfs die goud, die paulkreernote rande wat hulle so soek, nee. God weet van alles. Maar die geopenbaarde dinge, sê die geopenbaarde dinge, is vir ons en ons kinders tot in ewigheid. So wanneer jy begin revelation spreek, wanneer jy God se geopenbaarde woord kry, begin jy dit spreek in die volgende geslag in. En hulle begin dit vat en met dit lewe, en hulle begin geopenbaarde woord in die volgende geslag inspreek. En hulle begin dit vat en hulle begin openbaring in die volgende geslag inspreek. Kan nie amen daarop sê? Halleluja! Ons kan nie sit met logos woord, terwyl God deur sy Heilige Gees dit rema in jou gees wil word nie. Is jy by my vanmôre? Ek dink daar's baie meer kinders van die Here wat in oorwinning gaan beweeg, wanneer hulle weet daar's geopenbaarde geheimenisse van God, wat bekend gemaak is deur God, aan ons, prys sy naam. As God se kerk nie elke dag vars openbarings kry nie, sal wat jy spreek nie autoriteit dra nie. Ek kan nie 'n openbaring 10 jaar terug met u deel vanmôre nie. Ek het vanmôre openbarings wat ek die week gekry het, wat ek aan u moet deel vandag. Want dit is vars in die Here, halleluja. Dit maak dat jy kan opgewonde word, en as ek opgewonde word, dan hoop ek vat jy in opgewondenheid. Prys sy naam, halleluja. Ons het openbarings in God se woord nodig om te begryp en te lewe wat reeds duisende jare terug vir ons in sy woord geskryf is. Die Heilige Gees openbarings is die wonderlike ervarings wat God dan vir ons gee. Openbarings is nie bygevoeg tot God se woord nie, en dit moet jy baie mooi verstaan vandag, nee. Openbarings is nie ek kry nou hierdie openbaring self en dis buite God se woord nie. Dis nie 'n openbaring nie, dis nie waarvan ek praat nie. 'n Openbaring is God se lig skyn op dit wat hy reeds geskryf het. Verstaan nie dit wat ek vir u sê? Ek kan nie sê ek het nou 'n openbaring gekry, maar dis nie in die woord nie. Die woord gee jou openbarings waar God se lig op skyn. Loof sy wonderbare naam. Openbarings maak dat ons sy woord uitvoer. So die woord, wanneer hy logos bly hy 'n woord wat net tussen 2 groot bladsye is. Maar wanneer hy rema word, wanneer hy geopenbaar word in jou gees, begin hy woorde word wat jy uitlewe. Sê vir die een daar langs jou, dis groot waaroor hy praat vanmôre. By wedergeboorte het ons 'n hart gekry wat verstaan tussen reg en verkeerd. Is dit so? Wie is wedergebore? Verstaan u tussen reg en verkeerd? OK, so by wedergeboorte kry ons dit om te verstaan tussen reg en verkeerd. Maar by die Heilige Gees dooping, wie's gevul met die Heilige Gees? Halleluja, hier's 'n klomp wat gevul is met die Heilige Gees invulling, met die dooping in die Heilige Gees, vermeerder die Heilige Gees ons verstaan van God se woord. Is u by my? Sê asseblief net u verstaan dit. Die Heilige Gees, wanneer jy gevul word met die Heilige Gees, laat jou help om die woord van die Here beter te verstaan en te begryp en toe te pas en te lewe. Is dit reg so? OK, Johannes 16 vers 13, kom ons lees gou daar. Maar wanneer hy gekom het, wie is hy? Die Heilige Gees. Jesus, Heilige Gees, God, dis 'n eenheid, maar hierdie is die Heilige Gees, nee. Die Gees van die waarheid.
sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So die Heilige Gees kom, hy vul ons met sy gees, God, hy vul ons met sy gees, sy asem, sy lewe, en hy laat die woord in ons, laat hy openbaring word, en daardie woord begin lewe na buite toe. Ok, ek dink ek het nou genoeg gesê dat u dit kan verstaan, hè. So, kan ek vir u nou net iets sê vandag? As jy nie so gaan lewe nie, gaan jy altyd val en loop en val bestaan in die Here hê. As jy net die woord gaan lees en dit bly logos vir jou, gaan jy nooit hierdie oorwinning wat ek vanmôre met u oor praat, beleef en daarmee saamleef. As jy dit glo vanmôre, kan jy onder God se geopenbaarde wil inskuif en begin lewe. Kom ons doen net gou iets. Vat jouself so 'n bietjie. Sê ek wil inskuif onder die geopenbaarde wil van God. Ervaar hoe skyn hy af uit die hemel met so 'n lig bo oor jou. Ervaar hom. Sê ek ervaar sy openbaring en ek gaan dit lewe. Is dit nie wonderlik nie? Sien nie die gesig wat ek gesien het? Oh man, dankie Here. Loof die naam van Jesus. Ok, ons gaan nou begin sien hoe hierdie goed nou toegepas moet word. Ok, daar's 'n wonderlike koorvers gewees, maar ek ken hom nou nie baie lekker nie. Maar hy sê die volgende, hy sê dit is in hom, deur hom en tot hom dat ons bestaan. Weet jy dit staan in die woord? Het jy dit al gelees? So, dit is in hom, deur hom en tot hom dat ek en u bestaan. Prys sy wonderbare naam. Nou, kom ons gaan na Spreuke 4 vers 20 tot 23 toe. My seun, ok, julle dogtertjies moenie weggevoel. Dis maar, hulle het maar daai tyd so geskryf. Is dit reg so? Voel Tannie ook, Tannie is deel van daai woord. Jy is definitief deel van daai woord. Ok, wonderlik. Prys sy. My seun en my dogter, ek sê vir julle vanmôre, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë, bewaar hulle binne in jou hart. Ok, want hulle is die lewe vir die wat dit vind. Hoor jy wat ek vanmôre oor praat? Openbaring is die lewe van die wat dit vind, loof sy naam, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Hoekom dink jy word ek nou genees? Want dit kan nie anders nie. God kan nie anders nie, wanneer ek hom begin lewe en wanneer ek in hom en deur hom en tot hom is, dan begin my liggaam sê, maar ek moet nou reageer op dit wat gebeur in sy lewe. Ok. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Sê, Here, ek wil my hart, sê saam met my, Here, ek wil my hart bewaar vir u, want daarin is die oorspronge. Dis die begin, die totstandkoming van lewe. Is jy opgewonde? Halleluja. Ok. Nou as jy opgewonde is, hoor gou wat sê 1 Petrus 4 vers 11. Ek het hom nie daar nie, nee. Het ek hom? Ok. As iemand spreek, so as jy nou begin openbarings kry en jy begin te spreek, wat begin jy spreek? Laat dit wees soos woorde van God. So wanneer die openbarings in jou is dit woorde van God, dis nie woorde van jou nie. Jy spreek sy woord, halleluja. As iemand dien, so nou, kan ek vir julle ietsie doen? Kan ek vir jou vleisie braai? Kan ek vir jou vleis? Ja. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, hè? Sodat God in alles wat ek doen elke dag van my lewe, of ek dit doen vir iemand anders, of ek dit doen vir my kinders, vir my vrou, vir my kinders, vir almal, dat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Dis 'n woord van die Here, ons vat dit vanmôre. Ok, prys sy naam, gaan ek aan. Ok, nou gaan ons gou 'n bietjie toepassing doen. Is dit reg so? Toepassing. Hou julle van toepassing? Julle gaan nie van hierdie toepassing hou. Ok. So u verstaan, geopenbaarde woord. Ons spreek wat God sê, ons doen wat God sê, ons reageer soos God sê.
begin ons nou doen. Maar nou kom ons kyk gou, hoekom is ons nie 'n oorwinnaarskerk ten volle nie? Ek sê nie almal van julle is nie oorwinnaars nie. Ek glo hier is oorwinnaars in hierdie kerk. Maar hoor gou hierdie volgende goed. Wat moet ons nou doen? So ons moet die woord begin praat, nee. Praat hierdie woord. Ek het nou al mense gehoor wat die volgende sê. Ek voel so siek vandag. Het jy dit gehoor? Het jy dit al gehoor? God wil my nie hoor nie. Het jy dit al gehoor, mense sê? Pastoor, weet jy, ek bid en die Here hoor my nie. Het jy dit al gehoor? Nee, okay, julle heiliges. Ek is so, pastoor, weet jy, ek is verskriklik bang vir hierdie oorlog wat hier aan die gang is, hè? Ja, okay, kom ons gaan. Ek bid maar dit help nie. Die Here ignoreer my. Die Here voel so ver van my af. Het jy dit al gesê? Het jy dit al gesê? Laat ek vir ietsie sê, as jy geopenbaarde woord begin kry, en geopenbaarde woord begin spreek, en openbaarde woord begin lewe, nee, gaan jy nie dit so ervaar nie. Maar dit moet elke dag vars wees. Sê dit moet vars wees. Weet jy wat, broer en suster? Alles wat ek vanmôre vir u sê, as jy nie vars kan bysit nie, dan gaan dit nie werk nie. Het u al brood geëet so 2 weke nadat dit vars was? Want dit so blou goede begin opkry. Dis wat die kerk doen, broer en suster. Ons dien die Here, ons prys die Here, maar ons wil eenmal in 'n maand wil ons kom brood eet by hom en dan sien ons maar dis nie so lekker nie. Want dit is nie lekker om daai brood te eet wat so is nie. Maar kry 'n bietjie 'n warm broodjie uit die oondtyd, want dit sal jy net by God alleen kan kry, want sy kamers waar hy daardie brode bak, is kosbare kamers, waar die heerlikheid van die Here skyn oor jou, en die brood en die botter smelt so binne in dit. Here, laat ons mense ophou, ou gemifte brood eet, in die naam van Jesus. Halleluja, kom ons spreek gou lekker. Kom ons spreek gou bietjie lekker. Hoor gou hierdie volgende woord. Die woord van die Here sê, en geen inwoner sal sê, ek is siek nie. Aan mense wat daarin woon, die skuld is vergewe. Deur sy wonde is daar vir my genesing gekom. Het daar vir my genesing gekom. God sal nie die goeie onthou van die wat in opregtheid wandel nie. Hoor jy gou? Hoor jy die verskil? Ek het geroep en die Here het gehoor. Die oë van die Here is op die regverdige. Die Here hoor en red hulle uit al hulle benoudhede. Ek glo in die Here Jesus Christus en daarom is ek gered, ek en my hele gesin. Prys sy naam. Wat het hier gebeur nou? Ek het net vir u 'n ander woorde gesê wat dood is. Het jy dit gehoor? Nou spreek ek woorde wat lewe is hier vir u, en dis wat God wil hê moet in jou gees gebeur. Jy moet woorde van lewe begin spreek. Die grootste stryk van die duiwel is dat Christene rondloop met negatiewe gedagtes. Hoor nou baie mooi wat ek vir u sê. Die grootste stryk van die duiwel wil hê jy moet rondloop met negatiewe gedagtes en dan dit nog begin spreek. OK. Markus 11 vers 23 en 24, jy het nie dit nie, nee. Sê die woord van die Here, jy sal verkry net wat jy sê. Jy kan dit gaan lees, hoor. Ek gee dit net vir jy. Jy kan verkry net wat jy sê. Alles wat julle in gebed vra, julle sal dit ontvang as julle. Laat ek net gou hier mooi lees. Ek het nou weer so lelik geskryf hier. Alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Daar's 'n Engelse uitdrukking wat sê talk is cheap. Het jy dit al gehoor? Maar ek wil gou vir julle en ek verstaan uit watter sin hulle dit sê, want jy kan nie sommer net goed gaan sê wanneer jy nie bereid is om te doen nie. En jy kan nie goed sommer net sê
as jy nie die autoriteit en die krag het om dit te kan doen nie. So dis hoekom hulle sê talk is cheap. Ek kan nie sê, hoor hierso, ek nou gou vir julle sê nê, as ek gister nê in die blou bulle span was, dan het hulle gewen nie. Talk is cheap. Want ek sou nie 'n verskil gemaak het. Verstaan nie wat ek sê? So, jy moet, wanneer jy praat, moet dit lewe kan gee en die krag en autoriteit moet dit kan hê, nee. So jy verstaan wat beteken talk is cheap, nee. Nou woorde kos ons eintlik baie. Sê bietjie daar vir die een daar langs jou, woorde is baie duur. Jou woorde moet met sout besprinkel word, sê Kolossense 4 vers 6 vir ons. Dit moet opbouend wees. Dit moet deurslag gee, want niks is by God onmoontlik nie, sodat jy kan weet hoe jy iedereen moet antwoord. So talk is baie duur. Dit wat jy sê, kan mense se lewens verander na die goeie en die slegte. So jy moet dit ook weet vandag. Die woorde wat jy spreek kan mense na die goeie en die slegte, kan dit mense vat. En jy bepaal self wat God vir jou kan doen. Hoor nou dit baie mooi vir my. Wanneer jy glo jy God kan enigiets doen. Goed. Hoekom word dan nie in al ons mense se lewens goed gedoen deur God nie? Want ek spreek dit nie. Ek spreek die lewe nie. Ek spreek, ag, wie ek ou arme wurmpie Jakob. Ek weet nie wie pastoor man, dit gaan nou nie, ek gaan nie dit maak in hierdie lewe nie. Nou kan God dit seën. Nee, hy seën dit nie, die duiwel trap jou daarmee. Die duiwel vang vis met jou, want jy's 'n wurmpie. OK, so ons bepaal self wat die Here vir ons moet doen. Ons belydenis is baie keer die teenoorgestelde van God se woord. Ek sê vir julle eintlik so baie goed, ek is bly daar's een suster wat neerskryf daar. Ons belydenis is baie keer die teenoorgestelde van God se woord. Ek dink die Here sê, luister gou mooi wat ek dink die Here sê. Ek het vir my kinders gesê dat hulle kan verkry net wat hulle sê. Is dit so? Het die Here gesê, ons kan verkry net wat ons sê? Hy sê dit in Markus. Julle kan verkry net wat julle sê. Maar nou hoor wat gebeur nou hierso, wat dink ek sê gebeur hier. So die Here sê, ek het vir my kinders gesê dat hulle kan verkry net wat hulle sê, maar hulle sê net wat hulle verkry. Het ek julle nou gebou of wat? Ek het vir my kinders gesê, hulle kan verkry net wat hulle sê, maar hulle kry net wat hulle sê. OK. Ek weet nie of ek julle wakkerder gaan kry, is dit nie. Alright. Goed, kom ons gaan gou aan. Kan ek maar nog 'n bietjie preek? Ons woorde stry baie keer teen die woord van God, teen sy wonderlike beloftes. In Matteus 12 vers 37 sê, jy is geregverdig of veroordeel deur die woorde wat uit jou mond uitkom. Pastoor, hoe kan dit moontlik wees? Hoe kan ek geregverdig en veroordeel word deur die woorde wat uit my mond uitkom? Want ek kan sê, Here, regverdig my, was my deur u kosbare bloed, maak my vry, Here, o, maak my u kind, ek wil in oorwinning lewe, Here, wat gaan ek kry? Ek gaan daai goed kry nie. Iemand anders kan sê, weet jy nie, ek glo nie in God nie, en ek gaan nie in hom vertrou om my te verander nie. Wat gaan hy kry? Hy gaan kry wat hy gesê het. OK, kom ons gaan gou 'n bietjie aan. By your words you will be justified or condemned. Ek wil vir julle sê vandag, jy kan lewe spreek, en wanneer jy lewe spreek, is dit Jesus Christus wat jy spreek. As jy dood spreek, is dit die Satan wat jy spreek. As jy kan leer om God se woord lewe te spreek, kan jy vrykom van enige gebondenheid.
Hoor nou, het jy gehoor wat ek sê? Wanneer jy die woord van Jesus Christus begin spreek, kan jy vrykom van enige gebondenheid. Jesus self sê, jy sal verkry net wat jy sê. Sê is 'n onvoltooide werkwoord. Wat is sê? So, as die Here sê, jy kan kry net wat jy sê. Wat gebeur? Hy hou aan en aan en aan. Elke keer wanneer jy sê, dan gebeur dit wat jy sê. So dis 'n onvoltooide werkwoord wat daar gebeur. Okay. Efesiërs 4 vers 27 is 'n bevel van God. Hy sê gee aan die duiwel geen plek nie. Sê 'n bietjie saam met my. Gee aan die duiwel geen plek nie. Prys sy wonderbare naam. Wanneer jy aan die duiwel plek gee, is jy nie in harmonie met God nie, is jy in disharmonie met God. Okay. Kom ons gaan gou 'n bietjie aan. God gee oorwinning, nie nederlaag nie. In 2 Korintiërs 2 vers 14 het jy hom daar. Okay, gooi hom gou vir ons daar. Maar God sy dank, wat ons so nou en dan altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ander mense versprei. Wie het al geloop en dan sê mense, hulle wil net met jou praat, hulle wil net by jou wees. My skoonpa en die tannie, hulle is in die Parel in die Hoompie, nee. Hulle sien 'n vrou met 'n seentjie wat verlam is. En hulle hou hom dop soos wat die vrou loop met die seentjie. En hulle kom in die Hoompie en my skoonpa sê vir tannie Lenet, ek wil graag vir hulle rekening betaal. En hulle roep die kelner. Hulle sê vir die kelner, wanneer hulle rekening kom, sê net dis betaal. Nie vir hulle sê wie dit is of wat nie. En hulle sien 'n konsternasie daar aangaan. En die mense, die kelner is daar by die ander mense besig. En hulle kom terug na my skoonpa toe en sê vir my skoonpa, ons is baie jammer, maar ons kon nie dat jy betaal vir daai mense, want daai mense het voor jy nog gesê, het hulle vir ons gesê, hulle wil vir jou betaal. Daar's 'n reuk, daar's 'n geur van God, wat jy afskei waar jy loop. Daar's iets wat hier binne in jou gebeur. Daar's iets wat in ander mense gebeur wanneer jy God se lewe begin lewe. Wanneer jy begin om God se pad te loop. Halleluja. Wat jy jou voetstappe sal sê, ek gaan waar die Here wil hê ek moet gaan en ek doen wat die Here wil hê ek moet doen en ek sê wat die Here wil hê ek moet sê. Halleluja. Kerk van die Here. Kom ons word wakker vanmôre. Ek het nog baie om te preek, maar ek gaan nie nog preek nie. Ek is nou klaar. Ek is nou klaar. Sê hy is klaar. Heer, ons het altyd gesê, pastore weet nie hoe om te land nie. Maar ek weet om 'n noodlanding te maak. Ek wil hê julle moet iets gou luister. En ek wil hê julle moet stil raak voor die Here. En vir die Here sê vanmôre, ek wil wees wat u woord sê ek moet wees. Ek wil sê wat u woord sê ek moet sê. Ek wil dit wat God geopenbaar het in sy woord, wil ek vir my 'n revelation laat word. En ek wil dit lewe. And I want him to heal me, nie net my vlees nie, na siel, gees en liggaam. Wil ek hê God moet my heal vanmôre. Die Jode het wonderlike musiek. En wanneer hulle Hebreëus praat, dan praat ek my taal. So, as hulle nou daai Hebreëus sing, nee, dit gaan nie net Hebreëus wees nie, hulle sing eers in Engels. En as hulle Hebreëus sing, dan sing nie sommer in jou taal saam, is dit reg so? OK. Is jy hier? Is jy opgewonde? Kom ons luister. Halleluja.
just as I am, with a heart that's tired, weak in my hands. I've carried wounds I cannot see. Only you know what's inside of me. I lay my fears before your feet. Every tear, every silent plea. I don't have strength on my own today, so I call on your name and I choose to stay. Yeshua, heal me, touch my soul, touch my body, make me whole. Speak life where pain has been. Breathe again, renew within. Yeshua, heal me. I believe your power is enough for me. When my heart and flesh feel weak, you are the refuge that I seek. You see the nights I couldn't sleep, the silent wars, the tears I keep. I trust your hands, I trust your way. Even here, I choose to pray. Yeshua, Oti Nafshi Kufi Hashlemoti Dar Chayim Bimkom Kev Nesham Bishuv Chadesh Bekirbi. Yeshua, Oti Ani Mamin Kohacha Daily. Your word is truth, your promise is sure. By your stripes I am healed. Yeshua, Oti Nafshi Kufi Hashlemoti. Speak life where pain has been. Breathe again, renew within. Yeshua, heal me. I believe your power is enough for me. He was pierced for our transgressions, he was crushed for our crookedness. The chastisement for peace was upon him, and by his stripes we are healed. Yeshua, heal me, touch my soul, touch my body, make me whole. Speak life where pain has been. Breathe again, renew within. Yeshua, heal me. I believe. Yeshua, heal me. Here I stand, fully surrendered in your hands. You begin, you will complete. I trust your work inside of me. Yeshua, heal me. I am yours. I rest in you forevermore. You are my healer, my restorer, my hope. I receive your healing now, in body, soul, and in spirit. Heal me, heal me. Wie het God nodig vanmôre? Staan saam met my op voor die Here. In 3-4 weke
speel ek hierdie musiek in die aand met my oorfone binne in my in. 4 weke terug toe kan ek nog nie omtrent my lyf is seer. Ek sê vir Don, ek kan nie verstaan nie, is 1,5 maande al en ek is nog seer. En ek begin hierdie musiek speel en ek sê, Here, I trust you for a perfect healing. En die Here doen 'n werk in my liggaam en my lewe. En ek glo die laaste stukkie gaan hy doen en blaas oor my met sy gees en ek gaan ten volle herstel wees. Dis die God wie ek kan bid. Dis die God wie ek kan u voorhou vanmôre. 'n Lewende en 'n waaragtige God. En as jy hom nodig het, steek albei jou hande voor hom op vanmôre. Kom ons luister net wat die woord van die Here sê. Wil jy ietsie sê? Pastoor, terwyl ons gesing het of miracles. Miracles was nie net vir die Ou Testament nie. God is nog steeds besig met miracles. En ek voel in my gees baie sterk dat hier vandag die mense wat gaan uitstap en regtig waar 'n miracle soek, maar dit opreg glo dat God dit kan doen en sal doen, daar sal miracles nog steeds. Halleluja. Ek wil hê jy moet uitkom. Ek glo dit is 'n bevestiging vanmôre. Dis nie ek wat jy gaan genees nie, dis my God wat jy gaan genees. Dis nie ek wat jy gaan herstel na u sielsdimensie wat miskien deur mekaar is en nie God se revelations kan sien nie. Dis God wat dit kan doen vanmôre. Halleluja. Dis u gees wat met God wil aanraak vanmôre. En ek wil hê jy moet kom en jy moet kom smag na hom en kom uitstrek na hom. En hom kom vasgryp en sê, ek gaan nie die los nie, Here. I need you. Ek kan nie glo dat net hierdie 3 susters dit nodig het nie. Kom u wat God nodig het nog. Kom uit so lank. Die Here wys vir my 'n visioen vanmôre van 'n berg wat in die see staan. En hy sê vir my, dit is ons mense. Hulle het soveel probleme. Hulle voel omring deur hierdie berg water. En hulle weet nie waar om te gaan nie, want hulle het nie genoeg geloof nie. Hulle vertrou my nie genoeg nie. Jesus. Halleluja. Dankie dat jy die vrymoedigheid het. Ek weet dit is vir jou moeilik om dit te doen. Kom staan 'n bietjie vorentoe. U kom asseblief. U wat vanmôre, miskien voel jy daar's 'n berg van omstandighede wat u vashou. Miskien voel jy vanmôre, ek kan nie meer nie, pastoor, ek het al hoeveel keer uitgekniel. Miskien het jy nie uitgekniel met die geloof en revelation wat vanmôre in die gees opgebou is nie. En vanmôre is dalk die môre wat God jou in jou gees, siel en liggaam wil aanraak vanmôre. Ek gaan net my hand op u lê. Ek gaan salfolie vat. Ek gaan net my hand op u lê. En u vertrou u God vanmôre vir 'n groot wonderwerk in die lewe. Sal jy net so 'n lekker groep, net so 'n kring maak dat ek net nie van u mis nie. Halleluja, halleluja, halleluja. Rabagoshento robosun alabayenda. Halleluja. Halleluja. Is jy ander tevrede? Is jy tevrede met jouself? Gebed vir jou. No. Absoluut. Alles 100%. Yes. Loof die Here. Staan net hierso. Ek gaan nie salf. I am the God that healeth thee. I am the God, your healer. I send my word and heal your disease. I am the God, your healer. Sal jy saam met my sing? Steek jy hande vir hierdie mense op. I am the God that healeth thee. Your healer, he's your healer. He's your healer, hallelujah. He's your healer, my pastor.
He's your healer. He's your healer. Siel, gees en liggaam. Hy is so lief vir jou, vrou van God. Oh, Rababashetu. Touch him, Lord. Gevestig op Jesus, die leidsman en voleindig van jou geloof. Oh, Rebabashetu. I am the Lord, your healer. Touch of God, Spirit of the living God, fall afresh on us. And heal your disease. Sien hoe God jou gees vernuwe. Your healer. Die Here sê, jy is myne, ek het jou dier gekoop. Jy is 'n instrument in die hand van die lewende God, halleluja. Touch her, Lord. Hallelujah. Spirit of the living God, fall afresh on her. Afresh, afresh, afresh. Vars brode, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ons suster gaan net kort vertel wat haar dogter, iets van haar dogter. Ek wil vanmôre net al die eer en die lof aan die Here bring. My dogter was so 3 weke opgeneem in die hospitaal en sy was bewusteloos toe hulle haar opneem. Hulle het 7 verskillende drips op haar gelyktydig gesit. Nog nooit het dit gebeur daar nie. En ek glo nie dit sal weer gebeur nie. Die Here het haar deurgedra, sy het 'n toniese vergifting gekry en haar liggaam se kragte het heeltemal ingegee. Maar na 12 dae het hulle die laaste drip afgehaal. En ek wil vanmôre sê, dis dieselfde God of ons hier bid en of ons oor see bid, of ons hier soebat en of ons daar aan die kant soebat. Hy is dieselfde. Wonderlik, dankie my suster. Halleluja. John wat in ons gemeente is, die week, ek dink is donderdag, toe slaap hulle in hulle huis en daar kom mense breek in die huis in, terwyl hulle lê en slaap, en hulle vat die sleutels van haar kar, en hulle vat haar horlosie en hulle ry weg met die kar. Agter op haar kar staan, wat staan daar nou? Laat ek nou, Nee, John, ja, daar staan iets op haar kar, dat sy aan God behoort, dat sy aan die Here behoort, nee, staan op, en sy sê dit vir die polisie, dis die sticker wat daar op is. Ek wens ek nou die woord, want dit is 'n woord in die Bybel wat daar staan. En 6 ure later, toe die mense die kar net gelos daar, en hulle die kar teruggekry. Wanneer jy God verklaar, wanneer jy God lewe, die skelms kan nie dit vat wat aan God behoort nie. Hulle gaan miskien aanraking van die Here kry. Miskien partykeer 'n harde aanraking. Maar moenie met God se kinders mors nie. Ons is God se kinders. Pastoor Alwyn het vanmôre die woord gebruik wat gesê het, dit wat ons van God vra. Ek wil maar bid, maar altyd die Here se beskerming oor ons. Ons bid altyd dat die Here vooruit gaan vir ons. Wanneer ons in kar klim, maar vra ons, Here bewaar ons. Vrydagmiddag het die Here vir ons van 'n baie groot ongeluk bewaar. Ons het nog die 2 kleintjies ook in die kar gehad. En ja, ou se aandag raak verdeeld as hulle 2 is in 'n kar. Jy moet hier keer en daar se los mekaar en alles. En ons kom met die oorwange van Visante Kraal af se kant en by daai roubord waar Avilon se roubord
my en Ines se bekende Roubord, kom ons, en reg voor ons was een van die groot vragmotors wat die sand en klippe op het, wat hulle aanry hiernatoe, en dis nie die klein kort bakkie, dis die lang bak, en by die Roubord, met die weg, kom ons aan, en die Roubord slaan groen, hy lorry trek saam met ons weg, en die volgende oomblik, toe gaan hy bak agter oop, en al die klippe en goed kom af. Maar wie die Here is die beste bestuurder. Daai Roubord slaan groen, dan kom karre van voor af, en ons moet links. Maar die Here vat ons om daai grond, dat die een klip op die kar val nie. Hy vat ons om, dat die karre nie van voor af aan ons vasry nie. En nou waar ek links draai, dat aan die karre in daai baan moet wees. Dis die God wat ons dien. En jy weet, dit maak die mense opgewonde. Want die duiwel is nie tevrede wat ons vir God doen. Maar die Here is tevrede. Hy beskerm ons. Hy weet ons vertrou op hom. Hy weet ons weet wie en wie wat ons is in hom. En hy is gereed. Gister toe ons al verby ry weer terug. Jy kan nie indink hoe ons dit gemis het. Dis net God. En ons eer die Here daarvoor vanmôre. Amen. Halleluja. 'n Laaste keer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Oh, I sent my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. Halleluja. Ek kan net vinnig hier sitplek neem. Ek gaan volgende week as die Here vir my lei so 'n bietjie verder praat. Kom ons kyk hoe die Here met my besig raak die week, sodat ek kan deel wat hy met u wil deel volgende week, nê? Loof sy naam. OK. Wie het ons besoek vir die eerste keer? Daai twee pragtige jong mense daar, daai vroukie daar agter het. Julle kan hom net vir my invul, net julle nommertjie. Ek wil net vir julle dankie sê dat julle hier is. Dit maak nie van julle nou 'n gemeentelid nie, hoor. Ons is nie so haastig om gemeentelede te maak nie, maar ons sal bly wees as jy net vir ons sê wie u is, en ons is dankbaar dat u saam met ons was vanmôre. Goed. Vanaand het ons aanddiens, pastoor Edmund hulle aanddiens 5:30. Ons het vanaand worship en dan gaan ons die temme doen. So daar's 'n klomp mense wat kom sing en ons nooi almal om deel te wees van vanaand. En dan ook wil ons vir u sê almal wat kamp toe gaan. Die res van die gemeente kom dien die Here. En dan ons het kamp volgende naweek gemeentekamp en mag die Here ons daar seën en mag hy u hier seën. En al wat ek wil sê is dien die Here. Amen. Hierso is 'n goue oorbeltjie wat verlore geraak het verlede week. 2 weke terug. So as iemand dit wil hê, is hulle baie welkom, of nie wil hê nie, iemand wie se dit is. Goed. Dan broers en susters, ons het Dinsdag aand woordskool. Man, weet jy, die Here is lekker met ons besig met Efesiërs, hoor. So u wat nog wil inval is welkom. Daar sal weer nuwe goed ook vir u wees. U sal verloor het, maar u sal baie kry ook. Daar sy. Goed, dan Woensdagoggend om 10:00 die vroue bidtuur. Woensdag 10:00 die manne bidtuur, die senior manne, nê? Die senior manne. Ek sal nou vir u sê hoekom ek sê die senior manne. Dan die selgroep, Power Hour, Woensdag aand. Mense wat bid vir die kerk,
En as jy bid met die woord en met gesag van die Heilige Gees, gaan die Here groot dinge doen ook in die gemeente, nê. Dan selgroepe donderdag aand, u wat by selgroepe betrokke is, gemeentekamp die naweek, u wat daarby betrokke is, ek glo julle gaan 'n wonderlike tyd in die Here hê, en ons bid vir mekaar, dat die Here ons hier omkeer, en dat die Here julle daar omkeer, is dit reg so? Halleluja, ons praat met gesag vanmôre, loof sy, dan ons helpende hand koskas, dat u asseblief vir ons blikkies kosse, suiker, koffie, spaghetti, olie, sop, sulke goed, smeergoed vir broodjies, sulke goed, maar asseblief net nie baked beans nie. Aanddienste, ons aanddienste, jy het dit vanaand 'n heerlike feesdiens, nê? Aanddiens vanaand, Paasnaweek, Vrydag 3 April het ons 9:30 die Paasdiens en dan ook Sondag die opstandingsdiens. Ons mense wat wil lidmate word, daar's vorms daar by die toonbank. Jy kan net 'n vorm vir ons invul en ons wil graag weer 'n nuwe lidmate klas hê. Dan het Johan is vanmôre nie hier sien ek nie, nee, is hy hierso, Johan. Johan Besuidenhout wil 'n jonger mannegroep wil hy begin en ek wil hê dat jy asseblief as jy sal belangstel in so 'n groep, hulle gaan 'n bietjie lekker partykeer net gaan koffie drink, net partykeer mekaar bemoedig, bietjie versterk, dan kan u naam ook daar opsit en Johan gaan vir ons daardie bediening begin. Wat vir my wonderlik raak nou van die gemeente is dat mense kom, ons hardloop nie meer na almal om te sê, wil jy nie iets vir die Here doen nie, wil jy nie iets vir die Here doen nie. Hulle kom na ons toe en sê ek wil iets vir die Here doen. En dit gaan die hele attitude van hierdie gemeente begin verander en die Here gaan wonderwerke doen. Goed, dan ons mensies wat verjaar, Melissa Moelman wat Dinsdag verjaar, Sydney Trieter dat sit Donderdag verjaar, sit, en dan Paul Oosthuizen, wat Vrydag verjaar, Anna Malan wat Vrydag verjaar, George, ag man, julle almal my ou manne wat hier saam met my verjaar. Daar sy, en dan natuurlik Benny Leroux wat ook Saterdag verjaar. Mag die Here, mag u weet, u is kosbaar en waardevol. Hy sal nou weer sê, ja, ek is in elk geval die wit broodjie. Ek sê, mos wonderlik as mens kan weet wie jy in die Here is. Ok, Seun, wil jy iets sê? Is jy maar net lief vir my? Kom. Is ek allemaal mooi kinders, nee. Daar is ek ons. Loof die Here. Ok, ek het nou gedink, ek gaan vir julle net laat gaan, maar lyk vir my, hulle sê nee, ons gaan nog 'n lied sing. So, kom ons sing. Kom ons sing 'n laaste lied saam, en dan gaan ons in die teenwoordigheid van die Here uitstap. Halleluja. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He's showing me all just in time. I'm gonna praise His name. Each day is still the same. Oh, I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. When I think of His goodness and what He's done for me, when I think of His goodness and how He set me free, I'm gonna clap, 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 clap all day. Oh, when I think of His goodness and what He's done for me, when I think of His goodness, how He set me free, I'm gonna dance, 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 dance all day. When I think of His goodness and what He's done for me, when I think of His goodness and how He set me free, I'm gonna jump, 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 jump all day. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me, oh, just in time. I'm gonna praise His name. He says He's still the same, oh, I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done.
Ek sluit nie die diens af nie. U gaan in die vrede van die Here. Ons kan nie dit afsluit nie. U gaan na die wêreld toe met dit, nê? Prys die Here. Die Here seën u.